Baie welkom aan elkeen wat kyk, of dit nou op YouTube of Facebook is. Het is vir ons baie besonder dat julle op hierdie manier in ons dienste deel. Wil net verseker, ons werk nog steeds hard aan die probleem om die advertensie ding reg te kry. Dominee Werner probeer dit uitsorteer. Ons weet dit frustreer mense geweldig. So ons gaan ons bes doen om dit uitgesorteer te kry. Hou moed, asseblief. Hoe dit ook al sê, ons hoop dat waar jy ook al is, dit met julle goed gaan. Kom ons word saam stil voor die Here. So seker as ek lewe, sê die Here, voor my sal elke knie buig en elke tong sal bely dat ek God is. Geliefdes, genade vir julle en vrede, dit kom van God ons Vader en van die Here Jesus Christus, deur die wonderlike krag van God, die Heilige Gees. Kom ons gebruik oudergewoonte die geleentheid om eers saam te bid. Here, baie dankie dat gebed nie ingeperk word deur grense van enige aard nie, deur tyd of tydsverskille nie. Dankie dat dit net hierdie wonderlike manier is van om ons harte te kan oopmaak en met U te kan praat. In ons gebed is dit vir ons belangrik om altyd erkenning te gee aan U as die lewende Here. En in terme van vandag se tema ook aan U erkenning te gee as die koning. Here, ons aanbid U as lewende en enigste en ware koning van die heelal, maar ook koning van ons harte. Baie dankie dat ons die geleentheid het om saam te vergader hier in die kerkgebou, maar ook via die internet op 'n manier iets van ons saamwees te kan beleef en dit waarin ons deel. So bid dit U deur die Gees vir ons sal lei, nie net in die nadenke oor die woord en die verstaan van die woord nie, maar ook in elke aspek van ons lewe. Ons bely ons afhanklikheid van U vir alles. En saam met ons afhanklikheid altyd 'n verskriklike klomp dankbaarheid vir wendings, vir draaipunte, vir veranderinge. Ons bid vir ons persoonlike lewens, ons bid vir ons geliefdes, ons bid vir ons land met al sy mense, en ons bid vir ons verskriklike, deur mekaar wêreld, aan die hand van soveel oorloë en onmin en twis en bedrog en moord en alles wat negatief is. Wees ons asseblief genadig. Here, maak dit nou stil in ons harte en help ons om saam te reflekteer oor U as koning. Ons gebed is in U naam en op grond van U soenverdienste. Amen. Geliefdes, ons skriflesings gaan vandag almal uit die evangelie van Johannes wees. Ek wil net op die een evangelie fokus, behalwe die eerste teks wat ek gaan aanhaal, kom natuurlik nou nie uit Johannes nie, maar ek gaan hom nie lees nie, ek gaan hom net vry aanhaal. Ek het 'n tyd gelede, dit kan miskien al 'n jaar of meer wees, 'n tema hanteer wat so gelei het jy al jou liewe Jesus prentjie aangepas? Nou, ek wil nie die tema vandag herhaal nie, maar ek wil daarby aansluit, omdat dit vir my iets is wat ek beleef baie wyd loop, dat geweldig baie mense groot word met 'n byna te klein prentjie van Jesus en hierdie net fokus op die sagmoedigheid van Jesus en om dan eintlik nie as die kragtige, magtige koning en God sien nie. En dit is 'n geweldige, belangrike tema. Nou, as 'n kort inleiding, wil ek maar net weer my eie ervaring as kind deel. En ek deel altyd hierdie ervarings omdat ek voel tog dat ek nie die enigste een was wat as kind so gedink het nie, en ek dink ook nie dis net kinders wat dink soos wat ek gedink het nie. En ek verwys nou na die my denke tydens die verhaal van die kruisiging van Jesus, sy inhegtenisneming, sy dood en so meer, waarby ons natuurlik in die vorige weke tydens Paasfees en so meer stilgestaan het. Ek sal die volgende noem. As kind het ek die frustrasie beleef van, as Judas tog net nie daardie verskriklike besluit geneem het om vir Jesus uit te lewer of te verraai nie. As
Pilatus tog maar net by sy standpunt gehou het, want hy tog openlik erken, ek vind geen skuld in hierdie man nie, en letterlik sy voet neergesit het, en nie toegegee het aan die Joodse leiers se versoek om Jesus oor te lewer nie. En dan vir my een van die ergstes was, elke keer wanneer daar in die kerk gelees is, van die misdadiger aan die kruis, wat Jesus gespot het en gesê het, as u dan nou die Seun van God is, red jouself en red ons ook, en die mense, die omstanders, wat gesê het, kan hy nie van die kruis af kom nie, en as kind het ek net gedink, hoe absoluut wonderlik sou dit wees, as Jesus op daai oomblik van die kruis af sou kom, en net aan almal sou wys, dat hy werklik die Seun van God is. Dis nie verkeerd dat ons tydens die lydenstyd en Paasnaweek baie klem laat val op die lyding van Jesus nie. My enigste probleem wat daaruit kan voortspruit, is dat ons dan baie keer vasgevang raak in 'n mentaliteit van dat Jesus 'n slagoffer was. En dit is baie beslis 'n totaal verkeerde perspektief. Tydens Jesus se lyding, sy oorgee om in hegtenis geneem te word, sy kruisiging en so meer, was hy nie 'n slagoffer nie. Hy ly met heeltemal 'n ander gesindheid en mentaliteit. So ek wil vandag graag fokus op Jesus as koning. En die eerste teks waarna ek wil verwys, is waar die sterrekykers of die wyses van die ooste gekom het, en hulle woorde was, waar is hy wat as koning van die Jode gebore was? Een van die heel eerste vroegste erkennings wat ons kry rondom die aspek van Jesus as koning in sy koningskap, en dit dan vanuit of by monde van die wyses uit die ooste. Nou Johannes in sy evangelie, wat heeltemal anders is as die sinoptiese evangelies, lê geweldig baie klem op die koningskap van Jesus. En ons gaan so 'n bietjie deur die verskillende tekste lees en vandag saam fokus op hierdie koning midde in sy lyding. Jesus as koning midde in sy lyding. Ek wil begin met 'n teks wat handel oor die roeping van die disippels. Wanneer Jesus daai eerste disippels roep, ons lees dit in Johannes 1, vers 43 tot 49. Die volgende dag het Jesus besluit om na Galilea toe te gaan. Hy kry toe vir Filippus en sê vir hom, volg my. Filippus was van Betsaida afkomstig, van dieselfde dorp as Andreas en Petrus. Filippus kry toe vir Nathanael en sê vir hom, ons het hom gekry van wie Moses in die wet geskrywe het en van wie die profete ook geskrywe het. Dit is Jesus van Nasaret, die seun van Josef. Maar Nathanael sê vir hom, kan daar uit Nasaret iets goeds kom? Kom kyk, het Filippus hom geantwoord. Toe Jesus vir Nathanael na hom toe sien aankom, sê hy van hom, hier is 'n ware Israeliet, 'n man in wie daar geen bedrog is nie. Nathanael vra hom toe, waarvandaan ken u my? Voordat Filippus jou geroep het, antwoord Jesus hom, toe jy nog onder die vyeboom was, het ek jou al gesien. Toe roep Nathanael uit, Rabbi, u is die seun van God, u is die koning van Israel. So hier het ons reeds 'n baie vroeë en 'n eerste en 'n baie naïewe erkenning van Jesus as koning. Die tweede aspek waarby ek kortliks wil stilstaan is die baie bekende intog van Jesus in Jerusalem. Nou ek het dit al baie keer genoem, maar uit die aard van die saak dink ek dit moet altyd weer en weer genoem word. Jesus se intog in Jerusalem is oor die groot fees, en tydens die groot fees waarvoor almal in Jerusalem bymekaar is vir die Paasnaweek. En ek dink baie van ons het groot geword met die misverstand dat Jesus se intog in Jerusalem op die vul van 'n
van 'n donkie of 'n esel 'n teken van sy nederigheid was. Dis natuurlik vanuit ons konsep en ons verwysingsraamwerk waar ons aan perde dink as koninklike rydiere of kragtige rydiere en met die fors wat daarmee saamgaan en alsbehalwe aan 'n donkie dink as 'n koningsrydier. Maar tog was dit 'n koninklike intog. Wanneer Jesus Jerusalem binnery op die vel van 'n donkie, maak hy, die Engelse woord is, 'n statement. Want daar is 'n Ou Testamentiese teks wat daaroor handel, Sagaria 9 vers 9. So die mense sou hierdie teken reg gelees het, en binne hulle konteks sou dit 'n koninklike binnekoms van Jerusalem gewees het. Ons lees ook dat hulle dit snap. Kom ons lees dit saam uit Johannes 12, daarvan vers 12 tot 16. Die volgende dag het die groot menigte mense wat na die fees toe gekom het, gehoor dat Jesus na Jerusalem toe kom. Hulle het palmtakke gevat en hom tegemoet gegaan en uitgeroep: Prys hom, loof hom wat in die naam van die Here kom, en die koning van Israel. Jesus het toe op 'n jong donkie geklim, wat hy daar gekry het, soos daar geskrywe staan: Moenie bang wees nie, Sion, kyk, jou koning kom, en hy ry op 'n donkie. Jesus se disippels het hierdie dinge eers nie verstaan nie, maar nadat hy verheerlik is, het hulle daaraan gedink dat wat daar geskrywe staan op hom betrekking gehad het en dat dit met hom gebeur het. Die derde aspek wat ek wil uitlig is iets wat mens baie kort by kan stilstaan, maar mense ook baie lank hieroor kon nadink, en dit is Pontius Pilatus se kort gesprek met Jesus oor koningskap. Nou die konteks is natuurlik baie belangrik, want die Jode was onder die Romeine en die Romeinse regering, en die keiser is eintlik maar beskou as die koning, en om 'n uitspraak te maak dat mens 'n koning sou wees, sou kon interpreteer word as opstand of rebellie of verraad, en dit sou op sigself die doodstraf kon verdien. En dis ook waarop die Joodse leiers mik deur vir Jesus eintlik aan te kla daarvan dat hy homself as koning voorgehou het. Maar kom ons lees hier 'n interessante kort gesprek tussen Pilatus en Jesus. Johannes 18 vers 33 tot 37. Pilatus het toe weer in sy amptswoning ingegaan en Jesus geroep en vir hom gevra: Is jy die koning van die Jode? Jesus het hom toe gevra: Vra u dit uit u eie, of het ander dit vir u van my gesê? Ek is mos nie 'n Jood nie, antwoord Pilatus. Dit is jou volk en jou priesterhoofde wat jou aan my uitgelewer het. Wat het jy gedoen? My koninkryk is nie van hierdie wêreld nie, antwoord Jesus. As my koninkryk van hierdie wêreld was, sou my onderdane geveg het, sodat ek nie aan die Jode uitgelewer sou word nie. Maar nou is my koninkryk nie van hier nie. Dan is jy tog wel 'n koning, vra Pilatus. Dit is soos u sê. Ek is 'n koning, antwoord Jesus. Ek moet oor die waarheid getuienis aflê. Hiervoor is ek gebore, en hiervoor het ek na die wêreld toe gekom. Elkeen wat aan die waarheid behoort, luister na wat ek sê. Die vierde aspek wat ek wil noem, is een van daardie verskriklike hartseer aspekte, daar waar die lyding van Jesus begin intensifiseer. En dit het te doen met die spot van die soldate. Ons gaan nou lees hoe hoe Pilatus Jesus toe oorgelewer het om
gegeesel te word, met die hoop dat dit genoegsaam straf sou wees. Maar dan doen die soldate iets wat baie ironies is, en dit is op grond van hierdie woorde dat Jesus 'n koning is. En hulle maak dan vir hom 'n kroon, maar 'n skreiende kroon, want dit is 'n doringkroon. En hulle hang vir hom 'n koninklike kleur mantel om. Nietemin, al doen hulle dit natuurlik met heeltemal 'n gesindheid van spot, is dit ook weer een van daai ironiese, naïewe erkennings van Jesus se koningskap. God het dinge so in mekaar laat vloei dat sommige goed wat mense gedoen het, byvoorbeeld Pilatus, byvoorbeeld die soldate, byvoorbeeld Kajafas, die hoëpriester, alles ingespeel het om eintlik Jesus se koningskap te beklemtoon. Maar hulle het dit nie so bedoel nie. Kom ons lees Johannes 19 vers 1 tot 3. Toe het Pilatus vir Jesus geneem en hom laat gesel. Die soldate het 'n doringkroon gevleg en dit op sy kop gesit. Hulle het vir hom 'n persmantel aangetrek en herhaaldelik nader na hom toe gekom en gesê: "Ons groet u, koning van die Jode." En elke keer het hulle hom geklap. Die ironiese "ons groet u, koning van die Jode", wat hy toe werklik was, maar hulle het dit op daai stadium nie besef, te midde van hulle spottery nie. Die 5de aspek wat ek wil noem is een wat my nog altyd bygebly het, en ook die ironie daarvan, die manier waarop het gebeur het, die manier hoe die Jode wou hê dit moet verander, en Pilatus geweier het om het te verander, en hoe God dit ook gebruik het. En dit is natuurlik, jy kan teen hierdie tyd dink, die opskrif wat Pilatus bo aan Jesus se kruis laat aanbring het, en dit in 3 tale, Hebreëus, Latyn en Grieks. En die opskrif was doeteenvoudig: Jesus van Nasaret, die koning van die Jode. En terwyl Jesus op pad is na die Kobbeenplek Golgotha, het die Jode natuurlik hierdie opskrif bo die kruis gesien en toe onmiddellik gevra dat Pilatus dit sal verander. En hulle eis was dat u moet daar skryf: hy het gesê, ek is die koning van die Jode. Vir ons sou dit kon vertaal as: hy het beweer dat hy die koning van die Jode is, maar u kan nie daar sê hy is of die koning van die Jode nie. En dan Pilatus se weiering om dit te doen wat, ek wil graag weer die Engelse woord gebruik, so significant of betekenisvol was. Ons lees die kort gedeelte uit Johannes 19, vers 19 tot 22. Pilatus het ook 'n opskrif geskrywe en dit aan die kruis gesit. Daar het geskrywe gestaan: Jesus van Nasaret, die koning van die Jode. Baie van die Jode het hierdie opskrif gelees, omdat die plek waar Jesus gekruisig is, naby die stad was. Die opskrif was in Hebreëus, Latyn en Grieks. Die priesterhoofde van die Jode het toe vir Pilatus gesê: moenie skrywe die koning van die Jode nie, maar skrywe, hy het gesê, ek is die koning van die Jode. Pilatus het vir hulle gesê: wat ek geskrywe het ek geskrywe. Daardie verskriklike belangrike woorde, wat ek geskrywe het ek geskrywe. Dit staan so geskryf. En later weet ons dat dit so geskryf staan, want dit is die waarheid, al het dit ook by wyse van Pontius Pilatus gekom. 'n 6de en laaste aspek van die koningskap van Jesus lê bietjie op 'n dieper vlak. En dit gaan daaroor dat Jesus sy kruisiging op 'n baie interessante manier beskryf het, en dit is as 'n verhooging. Ons lees in die Ou Testament van die slang wat aan 'n paal gesit is toe die slange die Israeliete gepik het
en daar baie van hulle gesterf het. Toe is daar 'n opdrag gegee om 'n koperslang aan 'n paal te sit en hom te verhef, en almal wat na die slang sou kyk wat so opgehef word, is dan genees. En hier is baie interessante woordspelings en zinspelings daarin, dat wanneer Jesus aan die kruis opgehef word, en ons dit net sien as sy dood en sy vernedering, gaan dit eintlik ook oor 'n verhoging, maar Jesus pas die woorde verder toe, en dit is dat hy na sy dood natuurlik opgewek is uit die dood, en sou opvaar na die hemel, en in die sin ook verheerlik en verhef en verhoog is. Kom ons hoor Jesus se woorde volgens Johannes 12, vers 32 en 33. En as ek van die aarde af verhoog is, sal ek almal na my toe trek. Dit het hy gesê, en daarmee ook aangedui, op watter manier hy sou sterwe. Geliefdes, ek wil afsluit. Natuurlik is daar baie verskillende beelde wat van Jesus gebruik word, om hom en sy rol op verskillende maniere aan ons duidelik te maak. Sommige van die beelde is van hom as 'n lam wat ter slagting gelei word. Sommige van die beelde Hebreërs van hom as 'n hoëpriester wat die offer bring, aan die ander kant die nederige lammetjie, onskuldige lammetjie, wat as offer gebring word. Maar ek wil tog waarsku dat ons versigtig moet wees om tydens Jesus se lyding 'n prentjie by ons te laat vashak van Jesus as slagoffer. Jesus ly, Jesus sterf, maar Jesus oorwin. Die kruis is leeg, die graf is leeg. En ons is nou in daardie tyd van die jaar waar Jesus vir 40 dae lank, 'n verskriklike belangrike 40 dae lank aan mense verskyn het, met hulle soos in Handelinge staan met onbetwisbare bewyse aan hulle getoon het dat hy lewe. En toe met hulle gepraat het oor die koninkryk van God. En as hy praat oor die koninkryk van God, is hy per implikasie die koning van hierdie koninkryk. Kom ons dink meer oor Jesus as koning, as oorwinnaar, as heerser. Kom ons vergroot en verbreed ons prentjie van Jesus. En met verwysing na die vorige boodskap, het ons al ons prentjie, ons liewe Jesus prentjie, aangepas om Jesus as die opgewekte Here, die koning van die heelal, die oorwinnaar en daarom die verlosser te sien. En wanneer ons Jesus in die koningsrol sien, dan moet ons weet dat by 'n koning pas gehoorsaamheid, diensbaarheid, navolging skap. Ja, Judas het Jesus verraai. Die Jode het hom gespot, die soldate het hom gespot. Baie negatiewe dinge het gebeur. Maar sien die geheelbeeld, sien die groter prentjie. Jesus, die koning, die opgewekte Here, my en jou verlosser. Daardie een voor wie elke knie sal buig en elke tong sal bely dat hy die Here is. Amen. Here, baie dankie vir u woord en die ryke verskeidenheid van beelde in die woord. Help vir ons om bietjie uit te breek uit die dinge waaraan ons miskien met die tyd vasgevang het. En veral omdat so baie van die dinge baie sterk by ons ingeprent is toe ons kinders was en sulke blywende indrukke gelaat het. Help ons om bietjie te breek met daardie kinderprentjies en oog te kry vir u grootheid, u mag, u majesteit. En ook wanneer ons vandag worstel met allerlei probleme in ons lewens en in ons wêreld, dat ons u meer en meer sal sien en aanbid as die koning. En help ons om ook 'n toekomsverwagting te hê, om te weet dat te midde van alles wat verkeerd is, u uiteindelik weer as koning openbaar sal word in 'n totale nuwe bedeling.
Laastens wil ons bid dat U met elkeen sal wees binne ons persoonlike omstandighede. Dankie as dit goed is, maar wanneer dit nie so goed is nie en dit is so moeilik, dankie dat ons ook dan weet U is by ons met begrip, met liefde, met troos. Here, dat ons iets daarvan sal beleef dat U vir ons styf vashou. En ons ook bid dat U ons gemeente en reg oor ons land die lei van die Pinkstertyd en die Pinksterdienste op 'n unieke manier sal seën en sal dra. Ons gebed is in afhanklikheid van U. Amen. Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God, ons Vader, en die teenwoordigheid van God, die Heilige Gees, bly by jou. Amen.